En luister steeds na Delf, steeds dieper. En hier sit ek weer saam met my pel Elizabeth Jordaan en ons is nou behoorlik aan die delf oor hierdie groote godsman Andrew Murray. Welkom Elizabeth, dis lekker om altyd vir jou in die ateljee te hê. Waar trek ons nou met die verhaal? Vertel ons, gee ons net 'n bietjie die agtergrond weer, dan gaan jy verder. Ja, ons is nou by Andrew Murray se einde van sy lewe, of die einde van sy openbare lewe, waar hy in Engeland en Amerika gaan besoek aflê en in Holland, en daar word hy gevra om by spesifieke plekke 'n paar lesings te gee. Soos byvoorbeeld in Amerika was hy by die Moody Institute, en daar het hulle hom spesifieke vrae gevra oor goed wat hy in sy eie lewe geleer het en dit wat hy geskryf het en wat hy voel is die mees belangrike ding wat hy wil klem lê. So hy was toe al in sy laaste fase as moderator van die NG Kerk. So dit was dit wat op sy hart die belangrikste is, wat hulle toe nou op papier gesit het, sy hele preek. En ek het gevoel ons moet sy een boodskap wat hy by Keswick gelewer het, moet ons deurgaan om net te hoor hoe sê hy dit, wat sê hy en wat is vir hom die heel belangrikste. En dit was al hier diep in die 18 hier in die vroeë 90s wat hy die besoek gedoen het. So net daarna breek die Anglo-Boereoorlog uit. Toe kan hy nie uit die land uit gaan nie. En daar was 2 groot vergaderings wat plaasgevind het, een in Engeland en een in Amerika, en dit het alles gegaan oor die toestand van die kerk en die sendingbeweging. En as gevolg van die feit dat hy daai 2 nie kon bywoon nie, skryf hy toe 2 boeke. Die een is die toestand van die kerk, die geestelike toestand van die kerk, en die ander ene is die sleutel tot die sending probleem, wat hy toe nou aanbied vir hulle na die sendingkonferensie, want hy het gevra, stuur vir my dit wat julle oor gepraat het. My aarde. So ek sal graag die eerste boodskapie wil deurgaan saam Asseblief, met jou. ja. Ekskuus tog, die naam van die eerste boodskap is vleeslik en geestelik. Hy haal uit 1 Korintiërs 3 vers 1 aan en sê, en ek broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. En hy sê, ongelukkig is dit so, dat daar's 2 stadiums in 'n Christen se lewe. Sommige Christene is vleeslik, ander is geestelik. Paulus het onderskei dat die Korintiërs vleeslik is. Hy sê vir hulle, ek kan nie met julle praat soos met geestelike mense nie. So hy kon nie vir hulle geestelike dinge praat nie. Hy sê, mens kan nie geestelike dinge met ongeestelike mense praat nie. Hulle was Christene, maar hulle was babas in Christus, met een groot dodelike defek, vlees. Dit was nie omdat hulle onnosel was, dat hulle nie kon verstaan nie, hulle was baie slim, maar hulle het 'n onvermoë gehad om 'n geestelike lering te verstaan. So hy het dit in baie ander plekke het Andrew Murray dit ook gesê. En hy sê ons leer 'n eenvoudige les. Al die probleme in die kerk van Christus tussen Christene is dat hulle soms 'n seën ontvang om dit nou net weer te verloor, omdat hulle vleeslik is. Al wat ons nodig het om 'n seën te behou, is ons moet geestelik word. Ons moet kies wat die styl van ons geestelike lewe moet wees. Ons kan self kies. As jy die geestelike lewe kies, dan sal God verheug wees om dit vir jou te gee. En dan sê hy vir sy gehoor, ons kan vanaand almal bid en sê, Here, maak my 'n geestelike mens. Vul my met u gees. Dan sê hy, ons moet verstaan, wat is die vleestoestand? Ons kan onsself daaraan meet. En ons kan ons kerk daaraan meet. Daar's 4 uitstaande kenmerke van 'n vleeslike toestand.
Die eerste ene is die vleestoestand, is 'n toestand van uitgerekte baba wees. Byvoorbeeld, jy is al lankal bekeerd en teen die tyd moes jy al 'n jong mens of 'n tiener gewees het ten minste, maar jy is nog steeds soos 'n baba. Hy sê vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 3 vers 2, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Ons almal weet wat is 'n baba, en hoe pragtige ding is dit as dit baba tyd is. Maar as die kind nie groei nie, is daar definitief 'n fout. So 'n kind sal nie lank lewe nie, en hierdie uitgerekte babatyd word vir almal 'n las en 'n groot hartseer, en dis 'n teken van siekte. So was die Korintiese Christene. Ja, Hulle was babas. Maar ons weet ook die Korintiese Christene het al die gawes gehad. Maar hulle was babas in hulle gees. Wat is die kenmerke van 'n baba? 'n Baba kan homself nie help nie, en 'n baba kan ook nie ander mense help nie. Dis die lewe van baie Christene. Hulle maak hulle leraars geestelike nannies van babas. Dit neem al die leraars se tyd in beslag om hulle gedurig te verpleeg en kos te gee. Die babas wil nie groot word nie, en hulle wil nooit hulle self help nie. Hulle weet nie hoe om self op die woord van Christus te voed nie, die leraar moet hulle voed. Hulle weet nie hoe om self met God kontak te maak nie, die leraar moet vir hulle bid. Hulle weet nie wat dit is om te leef asof iemand 'n God het wat vir hulle kan help nie. Hulle wil altyd versorg en verpleeg word. Dan sê hy vir die mense daar, pas op dat dit nie die rede is hoekom jy na hierdie konvensie toe kom nie, omdat jy nie jouself kan help en nou wil jy hier hulp kom kry. oh my. Weet jy wat doen 'n baba? 'n Baba hou die huis heeltemal besig. Baie maal kan die ma nie uitgaan nie, want daar's 'n baba, of daar moet 'n bediende wees. Die baba hou altyd iemand besig. Jy kan hom nie een oomblik alleen los nie. So is daar baie geestelike babas wat altyd gehelp moet word. In plaas daarvan dat hulle toegelaat word om opgelei te word en groot te word, dat hulle God self soek, self ken en self sterk staan in hom, bly hulle altyd hulpeloos. Dit is 'n uitgerekte baba wees. Wow. En dis vir niemand 'n plesier nie. Dan lees hy sê, dis die boek van die Hebreërs skryf oor presies dieselfde toestand. Daar was van hulle wat al so lank bekeerd was, wat al self leraars moes gewees het, maar nou moet hulle weer die eerste beginsels gegee word. Daar's altyd mense wat gehelp wil word, in plaas daarvan dat hulle ander mense help. Dit is in die haak as 'n baba net 3 maande oud is. En hy's nog in die vlees en hy weet nie wat sonde is nie, en hy kan nie oorwinning oor sonde kry nie. Maar wanneer 'n persoon jaar na jaar in dieselfde toestand bly, en altyd deur sonde oorwin word, dan is daar radikaal iets verkeerd. Niks kan 'n kind in die verlengde baba toestand hou, behalwe een of ander siekte nie. As ons aanhoudend moet sê, ek is nie geestelik nie, dan moet ons eintlik liewer sê, Here God, ek is vleeslik. Ek is in 'n siek toestand en ek wil nou daar uitkom. Dit was vir my so mooi, die ding as hy dit beskryf, want hy was nou self 'n dominee en hy het nou self hierdie van sulke mense in sy gemeente gehad. Mense wat altyd die dominee se aandag nodig het. Altyd kerk toe kom en dan moet ek weer vir hulle bid en weer vir hulle bid. Al hierdie goeders en hulle doen nie, hulle kom woon nie kursusse by nie. Hulle word nie deel van die gebedsmag van die plek nie. So Paulus het net gesê daar is 'n siek toestand in hierdie kerk. Dan die tweede kenmerk van baba wees is sonde en mislukking bemeester jou konstant. Jy val in sonde. Sonde het die operhand. Paulus skryf vir die Korintiërs, hy sê, hy vra hulle 'n vraag en hy kla hulle aan. Daar is onder julle
jaloersheid en twis en tweedrag. Is julle nie vleeslik en wandel julle nie in die vlees nie? Die een wat sê ek is van Paulus, die ander een sê ek is van Apollos. Is julle nie vleeslik nie? Dis duidelik dat julle vlees is. Julle tree op soos al die ander mense. Julle tree nie op soos hemelse wedergebore mense wat in die krag en liefde van die Heilige Gees lewe nie. En ek wil net sê as ek dit lees, dan sien ek vandag die opmerkings wat mense maak op Facebook of op ander plekke waar jy nou kan 'n kommentaar lewer. As daar iets is van 'n persoon, hulle skel die persoon so uit, hulle kraak hom af, hulle praat so lelik, hulle vloek eintlik en goed en oor situasies in die land byvoorbeeld. As daar iets gebeur, as ons nou lank load shedding het of so iets, dan is daar asof mense in 'n toestand gaan van ek gaan hierdie goed sê. Ek gaan hierdie ou uittrap. Dis deel van om in die vlees. Jy tree nie op soos 'n hemelse wedergebore mens nie. Met ander woorde 'n mens wat nie, hy kan nie anders nie, hy moet sy sê. Ja. En anders gaan hy nie tevrede wees nie. Ja. Ja. En hy sê, Andrew Murray sê, vriende, julle weet, die van ons wat in die lig bly en vir Jesus liefhet, liefde is die groot opdrag. En die kruis van Christus is die bewys van God se liefde. Die eerste vrug van die Heilige Gees is liefde. So waarom het julle dit nie? Die hele evangelie van Johannes beteken liefde. En wanneer mense toegee aan hulle humere en trots en afguns en verdeeldheid, wanneer julle skerp dinge oor ander sê, wanneer 'n man nie sy hele hart kan oopmaak as 'n broer hom te nagekom het en die broer in die oë kan kyk en sê ek vergewe jou nie, wanneer 'n vrou met minagting praat van haar buurvrou as daardie ellendige ding, of as vir 'n ander persoon sê hoe verafskie ek daardie vrou. Al hierdie dinge is die vrug van 'n vleeslike toestand. Elke stukkie liefdeloosheid is niks anders as vlees nie. En ek dink ons moet, as ons nou hierdie hoor, moet ons onsself ondersoek en baie eerlik wees. Ja. Want as ons onsself kan diagnoseer, dan weet ons waar ons is en waartoe moet ons gaan. En dis nie om 'n smartvra te word nie. Nee. Dis om eerlik te staan teenoor jouself, sodat jy volkome in jou gees kan genees. Dan sê hy, baie mense sê ek het probeer om dit te oorwin, maar ek kan nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, moenie probeer om geestelike vrug te dra as jy in die vleeslike toestand verkeer nie. Jy gaan dit nie regkry nie. Jy moet die Heilige Gees hê om God lief te kan hê, en dan sal die vlees oorwin word. Hy sal vir jou sy gees gee om die regte ding te doen. En dit is nie net waar van sondes teenoor die liefde nie. Daar is soveel ander sondes. Neem maar net wêreldsgesindheid. Party mense sê die kerk is vasgekoek in die dinge van die wêreld. Ons moet vir die Here vra, hy moet vir ons buite dit uitvat. Neem die liefde vir geld of die najaag van besigheid wat veroorsaak dat mense alles in hulle lewe opoffer om ryk te word. Kyk net na die gewone lewe, die soeke na gemak, plesier en erkenning. Wat is dit anders as die vlees? Dit behaag die vlees. Dis presies hoe die wêreld dink, wat die wêreld begeer en waarin die wêreld behaag het. As jy soos die wêreld lewe, is dit die bewys dat die gees van die wêreld, wat vlees is, in jou is. En dit word ook bewys deur die feit dat sonde mag oor jou het. En dat jy herhaaldelik in dieselfde sonde terugval. Dan bely jy dit weer en dan doen jy dit weer. Beteken daardie sonde het mag oor jou. Iemand vra my nou die dag, wat van die gebrek aan liefde vir gebed? Hy wou weet hoe die kuns van liefdevolle gemeenskap met God verkry kan word. Ek het gesê, my broer, dit kan op geen ander manier verkry word, totdat jy ontdek, dat jy uit die vleeslike toestand moet kom nie. Want die vlees
kan homself nie in God verlustig nie. So. Dis jou probleem. Jy moenie sê of 'n besluit in jou dagboek opteken, ek gaan meer bid nie. Want jy kan dit nie forceer nie. Jy moet laat die byl, die wortel van hierdie probleem afkap. Kap die vleeslike toestand af. Hoe kan jy dit afkap? Dit is nie jy wat dit moet doen nie, maar die Heilige Gees moet kom met eerstens veroordeling oor die sonde, dat jy nog steeds in die vlees is, en hy moet die kruis van Christus in jou lewe inbring. Gee die vlees oor aan die dood, en die Gees van God sal inkom. Dan sal jy leer om te bid, en God en jou naaste lief te hê. En jy sal in besit geneem word, deur nederigheid, en 'n geestelike gesindheid, en 'n hemelse ingesteldheid. Die vleeslike toestand is die wortel van elke sonde in die Christense lewe. Sjoe, Elisabeth, dit is 'n verskriklike dis diep, maar dis ongelooflik waar. Want die oomblik wat 'n mens jouself nie kan nee, kom ek sê dit so, die oomblik solank as wat ons onsself wil handhaaf teenoor ander mense, dan is ons in die vlees, né? En onthou nou, dis die laaste kans wat hy het om met mense te praat. So hy sê nou alles. Hy hou nie terug nie. Hy hou nie terug nie. En hulle het vir hom spesifiek gesê, jy moet vir ons sê dit wat jy wil sê, voordat jy nie meer kan nie. Ja. Die derde punt van 'n vleeslike toestand. As ons hierdie vleeslike toestand deur en deur wil ken, moet ons kennis neem dat die vleeslike toestand kan saam bestaan met groot geestelike gawes. Daar is 'n verskil tussen geestelike gawes en geestelike genade. En dit is wat baie mense nie verstaan nie. Onder die Korintiërs byvoorbeeld was daar wonderlike geestelike gawes. Paulus sê in die eerste hoofstuk, ek dank my God dat julle in elke opsig ryk is aan woord en kennis. Dit was iets wonderliks om God voor te loof. In die tweede brief sê hy, julle kom geen gawe tekort nie. Sien dan dat julle ook nie tekort skiet in die gawe van vrygewigheid nie. Die 12de hoofstuk praat hy oor die gawes van profesie en die geloof wat berge kan versit. Van kennis, van al die dinge van die geheimenisse, wat hulle ernstig gesoek het. Maar hy sê, dit baat hulle niks, want hulle het nie liefde nie. Hulle verbly hulle in die gawes, en hulle het nie gesoek na die genade nie, om die gawes in liefde oor te bring nie. Paulus sê, ek wil vir julle uitnemender weg hê, om te leer om lief te hê en nederig te wees. Maar die liefde is die grootste van alles, en liefde vir God is nog bo alle ander dinge. Dis 'n baie sober ding vir ons om te onthou dat 'n persoon die gawe van profesie kan hê, dat 'n persoon 'n baie getroue en suksesvolle werker in 'n sekere sfeer onder armes en behoeftiges te wees, en tog, deur die skerpheid van sy oordeel en die trots wat in hom is, en deur ander dinge bewys hy dat terwyl sy geestelike gawes wonderlik is, die geestelike genade van liefde heel dikwels by hom onderbreek, en hy is nie 'n geestelike Christen nie. Pas op dat Satan ons nie mislei met die gedagte, maar ek werk vir God, en God seën my, ander kyk op na my, en ek help ander. Geliefde mede-Christen, dit is 'n gewigtige ding, dat 'n vleeslike persoon geestelike gawes kan hê. En dit moet die ernstigste en suksesvolste persoon op sy knieë voor God bring met die gedagte, is ek nie, na alles wat God se Gees in my gewerk het, wat die saak van gawes betref, nog vleeslik nie, by gebrek aan nederigheid, of liefde, of reinheid, of heiligheid. God ondersoek ons en hy toets ons vir sy naamsontwil. Jemmel Elisabeth, wie van ons kan nou regtig waar staan en sê, ek is aan nie een van die goed skuldig nie.
Ek dink ons moet almal ons harte ondersoek. Absoluut. Ja. Ja. En dan sy 4de punt van hierdie verlengde baba wees tyd. Die vleeslike toestand maak dit onmoontlik vir 'n mens om geestelike waarhede te ontvang. Hy sê dit is van die uiterste belang hier by Keswick wat hulle elke jaar het. En dit gaan oor die hoër Christelike lewe, die geestelike lewe by Keswick. Ons sien dat daar's honderde Christene wat honger is vir die woord. Hulle luister en sê, watter pragtige waarhede, watter duidelike doktrines, wat 'n behulpsame uitleg van God se woord. En tog help dit hulle nie om een stap in die gees te gee nie. Hulle word vir 2 of 3 weke gehelp, dan vervaag die seën. En wat is die rede? Daar is 'n onderliggende boosheid. Die vleeslike toestand verhinder die ontvangs van 'n geestelike waarheid wat jou kan vrymaak. Ek is bevrees, sê Andrew Murray, dat in ons kerke ons dikwels 'n verskriklike fout maak. Ons preek vir vleeslike Christene dit wat net geskik is vir geestelike mense. En hulle dink dit is so pragtig. En hulle neem in dit in hulle verstand op en hulle verheug daarin sê, dit is so groot. Wat 'n wonderlike openbaring van die waarheid kan hierdie man daarom nie bring nie. En tog, hulle lewens bly onveranderd. Hulle is vleeslik ten spyte van al die geestelike lering wat hulle kry. Hulle kan nêrens by die kerk enige iets bydra om die evangelie te laat vorder nie. As daar een ding is wat ons vir God by hierdie konvensie moet vra, is dit. Here, bewaar my daarvan, dat ek geestelike lering met 'n vleeslike begrip ontvang. Want jy raak opgeblaase, want jy het baie kennis, maar daar's nie genade om dit in liefde aan ander mense oor te dra nie, en die Heilige Gees werk nie deur jou nie. Die enigste bewys dat jy 'n seën by Keswick ontvang het, is dat jy uit die vleeslike toestand uitgelig word in die geestelike toestand in. God is gewillig om dit te doen. Laat ons dan by hom daarvoor pleit en dit by hom ontvang. So, dis nou sy eerste deeltjie van sy eerste praatjie, wat hy die toestand beskryf. En wat vir my opgeval het in sy ander boeke, as hy hieroor praat, dan hy wil die hele tyd vir die mense sê, daar is 'n plek waarna toe ons kan gaan, waar ons sonde bemeester, en dat dit nie meer 'n mag oor my het nie, waar ek beheer het oor my gedagtes, en my tong, en my skryf wat ek doen, dat as daar iets gebeur, my eerste plek waarna toe ek moet gaan, is na God toe, en vir die Heilige Gees vra, Here, wat wil jy moet ek hieraan doen? Of moet ek iets hieraan doen? Is dit nie myne nie? Is dit nie my oorlog nie? Wat is dit hierdie? En in steede om te dink, maar ek het al hierdie gawes om die Here te dien. En ons onthou van al die gawes wat daar was, en wat beskrywe was. So ek het al hierdie gawes, en dan begin jy dink, maar ek is reg. En dan op die ou einde kan die Here vir jou kom sê, maar jy's nie reg nie. En ek onthou het dit een keer vir my gesê. Ja? Dit was in die begin van COVID. So ons wag op die Here om te vra, nou Here, kom die kerk toe. En die ou wat ons voorgang sê, die vorige keer toe die Here sy tempel toegemaak het, het hy die mense in ballingskap gestuur weens afgodsdiens. Kom ons vra vir die Here, Here, kom maak jy die kerk toe. En ons bid die gebed van Dawid, Psalm 51, Here, ondersoek my, lei my op die regte weg. Kyk of ek nie op die verkeerde weg is nie. En ek bid dit ook so ewe saam. En ek meen, ek is nou al ver gesenior in my gebedswerk in die land en so. En die Here praat met my gewoonlik deur 'n skrif. En die eerste skrif wat in my kop opkom, nadat ek daai gebed gebid het, is waar Jesus vir mense sê, ek gaan eendag vir jou sê, ek ken jou nie. Dan gaan jy sê,
maar ek het geprofeteer, ek het gebid, ek het gepreek in die strate, al hierdie goed, dan sal ek vir jou sê, ek ken jou nie. En dit was vir my 'n groot skok, dat ek dink die Here kan vir my sê, ek ken jou nie. Wow. Toe vra ek, Here, wat is dit? En wat ek gedoen het, is ek het my hele bediening van 30 jaar gesê, Here, wat sê vir my? En hy was so trou. En hy het vir my gesê, hierdie was vlees, dit het niks vrug gedra nie. Hierdie het 'n bietjie vrug gedra, groei daarin. En hierdie wil ek nooit weer hê, moet jy aanraak nie. Regtig. So, daar was, ek het net besef dat 'n mens kan so in jouself, met jou ziel, ywer, kan jy goeders doen, en mense saam met jou sleep om goed te doen, want dit het nie 'n effek nie. En toe begin ek dink, hoekom het ons nog nie herlewing in die land nie? Ons het soveel profesieë oor dit. Ons het soveel profesieë oor die golf wat hier uit die suide gaan spoel noorde toe. En alles behalwe daardie golf spoel deur ons land. En dan dink ons, maar miskien moet ons net dit doen, daai een doen. En so het ek besef dat die Here het vir my gesê, jy is na 30 jaar nog in die vlees. Wow. En jy moet in die gees kom. Nou lees ek dit hier in Andrew Murray se boek en ek sien dit is presies waar. Ja, hy het ook gesê. Ja, dit is presies die waarheid. So ons sal volgende week die tweede helfte van hierdie praatjie van hom deurgaan, wat hy verduidelik, hoe kom jy uit dit uit en gaan jy in die geestelike in. Wat ek wil toevoeg tot wat jy praat, is 'n mens kan so Gucci jouself toemaak in wat jy glo wat reg is, en sonder om dit op die regte manier te toets aan goddelike waarheid, nee. Ja, jy moet eintlik vir die Here self vra. Ja. Hy is baie getrou. As jy eerlik is, en jy wil eerlik wees, dan help hy jou, en hy antwoord jou. Hy is mos 'n lewende God. Ja. Maar ons kom nie na hom toe nie, ons check so vir die pelle rondom ons, en ons alles meet gaan nog onsself okay? aan die mense rondom ons. Ja. Maar dit is nie waar ons maatstaf moet wees nie. Presies. Andrew Murray noem dit, hy sê, mense sondig teen die liefde. Wow. So, dit waar jy gemeet word. Jy word gemeet aan die liefde. Het jy liefde vir mense? Gee jy regtig om? Of is dit net om te sê, luister, ek gaan hulle nou reg sê. En dan los ek dit nou net daar. Want dit wat ons doen met ons kommentare wat ons lewer op dit wat in die wêreld of in ons land gebeur. Ja. Ons velle oordeel en dadelik praat, daar's nie liefde betrokke nie. Dit is eintlik net selfliefde wat daarbey betrokke is. Dis 'n verskriklike ding wat jy sê, en ek dink vir spesifiek in Suid-Afrika is dit baie waar, want hier is soveel verskillende groepe, nê. En om mekaar regtig te vind en saam te werk, moet ons mekaar aanvaar. En ek dink dit is waar ons in die hek duik. Ja. Want elkeen dink ek is reg. Ja. Want jy moet jou vyande lief hê. Ja. En jy moet aan hulle goed doen. So ons mag nie vervloek nie. Ons moet hulle seën. Dis Jesus se woorde. Ja. En draai die ander wang. Dis die moeilikste ding van alles. Ja. Sjoe. Elizabeth, waar staan ons met hierdie lering van Andrew Murray? Ek dink daar's ouens wat wonder waar gaan ons nog heen en hoe lank gaan ons nog aanhou? So, gee net vir ons voordat ons afsluit. Ons gaan nog volgende week oor hierdie praatjie van hom praat. En dan gaan ons oorgaan na Andrew Murray se skrywer. En net 'n bietjie ietsie sê oor wat hy geskryf het, hoekom hy dit geskryf het en hoe hy dit beleef het wanneer hy dit skryf. En dan gaan ons 'n boek van Andrew Murray op die lig deurlees. Okay. Ja, nee, ons het geweldig baie om te leer van hierdie man. En dankie dat jy soveel voorbereiding doen vir ons om dit vir ons aan te bied. Mag ons Vader jou regtig waar daarin seën. Wil jy nie
net 'n baie kort gebed vir ons doen. Ja. Dat ons nie net hierdie goed so laat inwaai en uitwaai nie. Asseblief. Here Jesus Christus, U is die hoof van die kerk. Ons is in U, Here. Ons vra, gee vir ons U Heilige Gees, wat vir ons in hierdie geestelike toestand kan inbring, Here. Ons bely dit dat ons vir so lank in die vlees is, en dat ons kort iemand moet hê wat ons moet kom help, bid vir my, of doen net dit vir my. Ons vra, Here, ons wil uit hierdie toestand uitkom. Ons wil nie langer in 'n verlengde baba wees bly nie. Ons bid dit nie net vir onsself nie, maar vir die hele kerk. Die kerk in Suid-Afrika spesifiek. Al die verskillende denominasies, al die verskillende tale waarin ons kerk het, Here. Ons vra, haal ons uit die vleestoestand uit en sit ons in die geestoestand. In Jesus se naam. Amen. Halleluja. Amen. Dankie Elisabeth Jordan vir al die voorbereiding. Ek waardeer jou en hiermee moet ons afsluit. En ons sluit af met Trevor Wood en hoor net wat het ons Vader my laat kies. Die lied se naam is I Am en die beskrywing van hierdie I Am. To your hand I commit again all I am. Kom ons dink aan hierdie gedagte terwyl ons na hierdie heerlike musiek luister. Vreeslik baie dankie dat jy saamgekuier het. Volgende week doen ons dit weer.